Gedig 5 is Palimpsest deur Johan de Lange. Kom ons kyk, dis 'n nuwe vreemde woord hierdie wat ons leer. Palimpsest. Wat beteken dit? Dit is die titel van die gedig en palimpsest beteken 'n perkamentrol, 'n parchment. So what they used to do is they would write on the original parchment and then scratch off the top part so that it can be used more than once. So dit is 'n perkamentrol wat meer as een keer gebruik is. Die tema van hierdie gedig, dit gaan oor die skryfproses, the writing process, from beginning to end. Maar dit gaan ook oor vernietiging, which is destruction, en herskepping, recreation. Reg? Met ander woorde, dinge wat vernietig is, kan weer gebruik word om iets nuut te skep. So that ties back with the title of the poem, where we use a parchment more than once. So in this poem, we're going to learn about something that gets destructed and then recreated again. Die digvorm, en hierdie is belangrik om te onthou. Hierdie gedig is 'n voorbeeld van 'n Italiaanse sonnet. Met ander woorde, hoe lyk dit? Dit bestaan uit 14 versreëls, 14 lines. Ons kry 1 oktaaf wat 8 versreëls is en dan kry ons 'n sestet wat 6 versreëls is. Die laaste 6 versreëls is die wending of 'n ander toepassing. So we find a small change that happens between the 8 lines going into the 6 lines at the end. Die uiterlike bou van die gedig, strofe 1 is 8 reëls wat ons 'n oktaaf noem, and you have to know these terms. Daar is geen vaste rympatroon nie, 3 sinne, elk is sy eie hoofgedagte en dit vorm 'n hegte eenheid. In strofe 2 kry ons 6 reëls, dit is die sestet en dit is een hoofgedagte met ondersteunende gedagtes. So where each sentence has its own main idea in the first stanza, in the second stanza we only have one main idea and then supporting ideas following on that. So let's have a look and jump into this poem. Bome skryf teen die blou kreukellose lug dinge wat niemand verstaan nie. So die bome skryf. First of all, bome wat skryf, trees can't write. Met ander woorde, dit is 'n voorbeeld van personifikasie. As the wind blows through the trees and the branches go yin and weer up and down in the air, it looks like these branches are writing against the blue sky. So hierdie woord kreukellose means crease free, if you translate it literally. In other words, daar is geen wolke nie. There are no clouds. It's a clear blue sky and it's not creased. Houtkappers kom met byle en vel die bome. Houtkappers are woodcutters and they come to do their job. Byle are axes, so the woodcutters come with their axes to chop off the trees. Vel die bome is the term that we use to chop off trees. Wat niemand verstaan nie. So hierdie boodskap van die bome is onverstaanbaar vir die mens. The human cannot understand the message that these trees are writing
in the sky. Reg? So we start off with the trees that are writing or trying to tell us something. But we don't understand what it is that they are trying to tell us. Dan kom die houtkappers met hulle byle en vel die bome. So after the trees were chopped off, meulens saag en maal en pulp en plet die hout. So this is what happens to the trees after they have been chopped off. Hulle word plat gedruk. Plet means plat gedruk. In other words, they are pressed into tight planks. Pulp is when these flat pieces of wood are then taken and put through the mills, en dit word fyn gemaal, where it becomes like a powdery kind of substance. Reg. So, die meulens, these are the mills, just make a note for you, saag en maal, reg? So dit is assonansie van die A klank, en die assonansie sê vir ons, dit dui op hierdie proses, the process that the wood is going through. Pulp en plet, die P's is alliterasie, en dit beklemtoon ook hierdie proses waardeur die hout gaan. En dan reël 8, stil is die bome. In the first stanza, these trees were trying to tell us something, but we couldn't understand the message. Now they've been chopped off, put through a process, and the trees are now silent. In other words, are they dead? Reg? But note the fact that the poet uses the word stil is die bome. So, hulle is nie noodwendig dood nie. Die dood is finaal. Maar, omdat hulle net stil is, kan dit weer verander. Reg? So, daar kan weer lewe kom in hierdie bome. Reg. Eers leef die bome, want hulle skryf. En dan word die bome stil, nadat hulle afgekap is. So wat ons gesien het, in reël 1, bome, begin ons met bome, in reël 5, eindig ons met bome, en dan in reël 8, eindig ons weer met bome. Dit bind die strofe tot 'n eenheid. Bind die strofe tot 'n eenheid. So it creates a unit in the stanza. Reg. Dan kry ons ook enjambement in reël 1 tot 3. As jy hier kyk, bome skryf teen die blou kreukelose lug dinge wat niemand verstaan nie. It all flows into each other. Met ander woorde, ons noem dit 'n enjambement. Reg. Ons sien dit ook weer in 4 en 5 en weer eens in 6 en 7, die enjambement. Kom ons kyk nou na die sestet. En onthou ons het gesê, in die eerste oktaaf kry ons die verskillende hoofgedagtes, en dan in die sestet kry ons die toepassing. What happens to these trees now, once they have gone through the process? Kom ons gaan kyk. Nou is die bome stil. Hulle kan nie meer praat nie. En die reël begin daarmee, met ander woorde, die woord word beklemtoon. Stil. Net tot hy, kletterend met sy tikmasjien, uit selfs die fynste grein,
die hele gamma van woord en pyn ring op ring deur hierdie oggend laat dein. Reg. So kom ons gaan van die begin af. Kletterend is klanknabootsing, onomatopee. Dit is die geluid wat hierdie tikmasjien maak. Nou vir die van julle wat nie weet nie, 'n tikmasjien is what we got before we had computers and laptops with a keyboard, a typewriter, and it used to make this clattering sound. Die klettering van sy tikmasjien. So hy is met ander woorde nou die persoon wat praat, en in hierdie geval is dit 'n skrywer of 'n digter, 'n author or a poet, reg? Kletterend met sy tikmasjien iets nuuts gaan skryf. Met ander woorde, uit selfs die fynste grein die hele gamma van woord. So die fynste grein, dit wys vir ons op die gehalte van die papier. The grain of the paper. Die gehalte van die papier waarop hy tik op sy tikmasjien. Die hele gamma van woord. Now gamma is the third letter of the Greek alphabet. Die derde letter van die Griekse alfabet. But in this case, it doesn't only refer to the one letter, dit sê die hele gamma van woord. Met ander woorde, die hele alfabet. All the letters that he is going to use to write on this paper that he is using. Met ander woorde, nuwe woorde word geskep. Kan julle sien, uit die stilte van die bome kry ons nou nuwe woorde, wat met ander woorde nuwe lewe is, wat op hierdie papier geskep word. En pyn ring op ring. So die pyn sê vir ons dat die skryf vir die digter 'n pynlike proses is, 'n painful process. Reg, hierdie pyn, it's not an easy thing to sit and write. Ring op ring wys vir ons na die jaarringe. If you cut a tree, a branch of a tree, on the inside you will see these year rings that shows us the age of the tree. When is this person writing? In the morning, in die oggend. En die oggend is soos 'n nuwe dag wat begin. Met ander woorde, dit plaas weer die klem op die nuwe lewe wat uit hierdie stil bome geskep word. Die woordjie dein sê vir ons, dit is om te skep of te skryf. To create or to write new things. Reg. So in hierdie gedig het ons nou gesien dat dinge stil word, die bome word stil, maar dan word dit deur 'n hele proses gesit. Hulle is met ander woorde nie heeltemal dood nie. En nuwe lewe word geskep deur die papier wat hierdie digter of skrywer dan gebruik om nuwe woorde en gedigte mee te skep. Dankie.